wat fynste, mediteer wat. Dis iemand wat 'n mond vol kos het. Jy kan jou mond vol maak, en as jy uitstort, gaan geen water in jou liggaam bring, want as jy dan opsie van die kos. Ons het God se woord in die, ons het swaar en sien dat God se woord goed is. Ek wil nie ons selfs oor die geboorte van Johannes die Doper is aangekondig. In die tyd van die koning van die Herodes, wat Juda was en die priester skiet van hem. En nonsens is, dat sê. Oké, dat sê so. In die tyd van die koning Herodes van Juda, was daar priester die naam van Zacharia. Zacharia, besondere naam beteken God wat onthou. God wat onthou, is sy naam. Die betekenis van sy naam. God onthou. En hy het 'n vrou gehad die naam van Elisabeth. Haar naam is God wat beloof het. Ongelooflike God in 'n naam, 'n hele betekenisvolheid. In gehoorsaamheid gewandel. Wat is CV wat God vir 2 mense sal gee? Ons moet besef dat beide Zacharia en Elisabeth kom van die oorspronklike stam van Aaron, van Levi. Aaron was die eerste hoëpriester in Israel. Elke seun van elke seun word 'n priester. In die dag van Jesus Christus se geboorte op aarde was daar 20,000 priesters in Israel. Dis baie. En God het dit so bepaal dat niemand plaas homself in 'n posisie nie. Hulle wag vir God om te determineer wat 'n priester hierdie keer sal ingaan in die heilige plek. Nie die heilig van heiligdom, die heilige plek. Waar daar altaar is, waar wierook gebrand op word. En dan op die regterkant was die toontafel van die brode. En aan die linkerkant was die goue kandelaar. En die hoofdoel van die priester was om daar in te gaan en vir Israel te bid. Terwyl al die mense buite staan en bid, is hy besig om namens die volk voor God te bring, om vergifnis te vra, om hulle te vergewe, en hy bid dat Israel sal al sy vyande oorwin. Dit is sy plig. En die Bybel sê daar dat, alhoewel onberispelik en alles nagekom het, sê die Bybel, maar Elisabeth was onvrugbaar. Sy kon nie 'n kind in die wêreld bring nie. En die Bybel sê die 2 van hulle se ouderdom was al so oud. Dit was nie moontlik vir hulle meer nie. Maar die wonderlike ding is, hier verskyn 'n engel aan die regterhand. Hier verskyn 'n engel aan die regterhand van die altaar. En sê vir Zacharia, o Zacharia, ek het goeie nuus vir jou. Ek het sulke goeie nuus vir jou. En dit is die volgende. God het jou gebede, nee, hy sê, God het jou gebed gehoor. Wanneer het hy begin hierdie gebed bring? Volgens die tradisie van die Jode en veral die Lewiete, toe hulle getrou is, en terloops in die Joodse taal, as hulle verloof is hulle klaar getroud. Hulle het nog net nie saam slaap nie. Die Bybel sê in die Ou Testament, as 'n man en 'n vrou, as 'n Jood, aan mekaar verloof raak, en hulle breek die verloofde, moet hulle 'n skeibrief skryf. Dit is so ernstig voor God. Dis mooi, né? Mooi. So, hulle, elke priester, het vandat hy en sy vrou trou,
Elke dag, elke oggend het hulle hierdie gebed gebid, wat God oor Adam en Eva gesê het. Mag die Here julle seën. Me say it in English, the Lord will bless you. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Wees vrugbaar, vermenigvuldig en vul die aarde. Dit was dit. En elke een van hierdie leviete bid dit elke oggend. Nou ons word nie gesê wat 'n ouderdom hulle was nie, maar die Bybel sê hulle was oor hulle tyd. Hulle is so oud. Dink jy nie vir 'n oomblik dat Sagaria en sy vrou het vir 'n dag, 'n week, 'n maand, miskien 'n jaar, miskien langer, volgehou, pligsgetrou aan hierdie gebed. Sal U, o God, ons 'n seën gee, wat ook 'n priester kan word om U te dien. Sal U asseblief, want ons sê vir U, elke dag bid ons, seën ons met 'n vrugbaarheid. En 'n maand word 'n jaar en 'n jaar word jare en jare en jare. Weet jy wat? Dit is nie verbasend dat God vir hom sê, daar in die tempel, die Here het jou gebed verhoor. Nie gebede nie, gebed. Hy gaan daar om te bid vir die volk, om te bid vir die koms van die Messie, maar God herinner hom in die oomblik van sy hopeloosheid, sy frustrasie, sy teleurstelling, sê God, ek gaan vandag jou gebed antwoord, wat jy al hierdie jare pligsgetrou elke dag gebid het. Sien, ons kan nooit vir God sê nie, ek het gebid tot U, en ek het niks ontvang nie. Dan wip ons vir God. En ons probeer ons stap, ek gaan nie kerk toe vir 'n maand nie. Ek gaan nie die Bybel lees vir 'n maand nie. Ek gaan nie getuig nie. Ek glo dat Sagaria, wat nie in daai oomblik, na al daai jare, 70, 80 jaar, sy teleurstelling, wat eintlik hom beskerm het van verdere teleurstelling. Dat hy sou nie, dis nie gesê daar nie, dat hy nie daar voor die Here gesê het, ek bid nog steeds vir 'n seun nie, want hy het dit afgeskryf. Maar dit wat hy ophou om te doen, was God besig op daai oomblik te doen. Die tyd en die manier beskik God alleen. Jy sien, ons gebede is nie soos bederfbare kos op die rakke in die koelkamers van die winkels nie. Want op elke bederflike produk is daar 'n datum. 'n datum, they call it a shelf life in English, a shelf life. Wat is dit in Afrikaans? Yesterday. Raklewe. Vervaldatum, raklewe. Okay. Ek sou nie 'n stuk Afrikaans op kon uitgehaal het nie, 'n raklewe. Die gebed wat Sagaria en sy vrou die eerste oomblik dat hulle getrou is genoem het. Ongelukkig het hulle teleurstelling 'n raklewe, 'n versperdatum opgesit. Maar wanneer jy jou gebed aan God bring, na jare, behou God daai gebed, en hy gaan dit antwoord op 'n tyd wanneer jy dit nie verwag nie. Sien, net omdat ons ophou bid, beteken nie dat God ophou om getrou te wees, om sy beloftes na te kom nie. En ons moet ophou om te sê, ek bid al maande, maar ek kry niks nie. Eerstens is 'n belediging aan God. Tweedens, dit is 'n bewys dat ons hier getrou is om geloof te hê in God se woord. Want die Bybel sê, God sê, ek is wakker oor my woord om sorgvuldig na te kom. Sal ek my woord vir jou gee en dit nie doen nie?
My woord sal nooit uit my mond uitgaan en ledig na my keer nie. Maak nie saak hoeveel beloftes daar van God is nie. Almal van hulle is ja en amen, wat deur ons gespreek word tot die heerlikheid van God. So die engel sê vir hom, hier is goeie nuus. Wow, hier is goeie nuus. Jy gaan nou, en jou vrou gaan nou 'n babatjie maak. Wat die vet, op dis Henry se lyn. Wat die vet. Nou wil hy ons laat mekaar vry en as niksie. Ons is altyd oor die muur. Dis nou te laat. Waar was hy? En hy sê, en hier is seun wat ek jou gaan gee. Jy gaan hom noem Johannes. Johannes in die oorspronklike taal beteken, God is gracious. God is gracieus. En hy gaan groot word en groot wees voor die Here God Almagtig. Hy sal nie wyn en sterk wyn drink nie. Hoekom nie? Want volgens Numeri 6, net soos Samson, net soos Jesus, net soos Johannes, hy het gesê, hierdie persoon wie ek aanstel met 'n spesifieke ding wat die Here krag in die gees van Elia beweeg. Nie dat Johannes Elia word nie. Dieselfde salwing, dieselfde doel op Elia en gaan in die krag en die gees van Elia. En hy sal die harte van die volk weer terugdraai na God. Hy sal weer die harte van manne na hulle seuns toe draai en die harte van seuns weer na die paas draai. Waar het Elia dit gedoen? Op die dag met 700 Baal priesters en 400 ander priesters. Op 'n berg was daar 'n altaar en hy sê vir die manne, bou jou 'n altaar, sit julle offer daarop, roep na jou God en die God wat antwoord by vuur, hy is God. Maar sit geen vuur tot die vuur nie. Geen blits nie. Niks nie. Geen blaasbalkie. Niks nie. En hy sê vir die Jode, hoe lank sal julle hunke tussen twee gedagtes, tussen twee opinies? As God God is, dien hom. As Baal God is, dien hom. Voorwaar, as ek nie God dien nie, sal ek ander goed dien. Mens is gemaak om iets te dien. Mens is gemaak om iets te aanbid. Alles is afgode. Alles is net figurines, images, statues. Maar ons het 'n God wat 'n lewende God is, met 'n lewende woord, met 'n lewende geloof, met 'n lewende hoop. Wat oë het, wat kan sien, wat ore het, wat kan hoor, wat hande het, wat kan uitkyk, wat voet het, wat kan beweeg. Ons het 'n God, ons hoef nie net daar aanhoudend oor om skoon te maak en al daai nonsens nie. Hy is heilig. En die Bybel sê, toe die vuur wou nie kom nie, toe bou hy dit weer, en hy gooi ontsettend baie water oor, dat die vore oorloop het met water. En hy sê, o God in die hemel, laat dit wees bekend aan die mense vandag van Israel, dat ek alles gedoen het, as gevolg van u bevel aan my. Nou, o God, stuur die vuur van die hemel uit asseblief, want die God wat by vuur antwoord is God. En ewe skielik, kom daar, en die Bybel sê, en die vlamme lek op die klippe, lek op die grond, lek op alles, lek op die olwe. Soms ongelooflik, God kan met 'n lek doen, hè. En die Bybel sê, en ewe skielik sê die hele volk, die Here God is ons God. Jy sien, wat was die doel van Elia? Sy doel was radikale bekering terug te bring aan 'n nasie. Nie om vir God te sê ek is jammer nie, maar God gesê ek het voor u gesondig, ek bely my sonde. En daarom daai selfde gees op Elia het gegaan op Johannes. En die Bybel sê, en jou seun Johannes sal groot wees in God se oë, en hy sal hierdie doel hê op aarde, dat hy weer die volk sal draai na God, pa sal seuns na pa, en hy sal 'n weg voorberei vir die Messia, vir 'n volk wat voorberei is vir die Messia. Dit was sy hele doel, sy skepingsdoel. Dit was 'n copy-paste, maar Johannes was Johannes.
Elia was hy nie, hulle het afsonderlik hulle eie persoonlikheid gehad, verstaan jy? Die een het net die ander een geword nie. Hy het dieselfde salwing, dieselfde doel, dieselfde, dink gou daaraan. En hy sê, met hierdie geboorte van julle seun, gaan daar baie blydskap en vreugde vir julle wees. En baie mense sal vreugde uit Johannes kry. En dan hak hierdie pad af. En hy sê, hoe gaan dit werk? Of in plain Afrikaans, hy sê vir die engel, hoe nou? Hoe sê dit so maar? Hoe gaan dit werk? Dan gee hy 'n verduideliking. Ek en my vrou is lankal verby ginekoloog. Ons is so droog, dit is net die snaak nie. Niks beweeg nie. Niks nie. Daar is nie 'n manier nie. Daar was nie 'n inseminasie nie. Daar was niks nie. Niks nie. Hy sê, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit uitwerk? En die engel staan op die regte kant en sê, Zachariah, ek was deur God, ek is Gabriel, ek is deur God gestuur om jou goeie nuus te bring. Jy gaan 'n seun hê. Omdat jy dit nie geglo het nie, omdat jy my woorde nie geglo het nie, sal jy van hierdie oomblik stom wees, tot die dag, dat my woord in vervulling kom. Daar's die preek. Luister eers, praat later. Zacharias moes gedink het, voor hy gepraat het. En gedink het, my naam beteken God onthou. Maar hy het vergeet sy eie naam. En soms as Christene, ons vergeet ons as 'n Christen, wanneer ons in verkeerde geselskap af, en ons tree op, ons vergeet ons naam. Ons vergeet ons identiteit. Ons vergeet ons verbond aan God. Ons maak en breek soos ons wil. Maar as ons in Christen is, dan, hy's 'n godsmens, hy's 'n groot hy's 'n wonderlike Christen besigheidsman. Maar wat doen ons in die besigheid, wanneer God en mense ons nie sien nie, wat ons dink hy nie sien nie? En so, hier is die ding nou. Zachariah moes net 'n oomblik gevat het, dit bepeins en sê, maar Here, my naam is U onthou. Ek is nou hier om vir die volk te bid, vir die koms van die Messia, en nou herinner my aan my een gebed. Ek het opgehou om daarin te glo, want die pyn en die teleurstelling is te veel. Dis my lot in die lewe. Nee, sy lot het geval om God te dien. Sy lot het nie omgeval dat hy twak oor homself sê nie. Daar's 'n verskil tussen 'n lot en 'n lot. En die Bybel sê die volgende. En hier wil ek jou graag dit sê. Wat het Zachariah gedoen? Hy het sy omstandighede voor God eerste geplaas. Plek van God te plaas voor sy omstandighede. Wat is jou omstandighede? Jou redenasie. Jou slim kop wat jy dink jy het. Hy moes gesê het, maar Here, ek het vergeet al die jare. En hy sê, ek onthou al die jare. Nou is dit my tyd om vir jou die kind te gee. Hy moes nie sy logika, sy teleurstelling, sy spyt. Jy sien, twyfel en geloof het die volgende mag. Die Bybel sê, hy wat ongelowig is en twyfel, is soos 'n seegolf, wat op en af is. En so 'n persoon wat twyfel, moenie dink, hy enigiets van God gaan kry nie. Hoekom? Want die woord twyfel beteken in die Hebreëus en die Griekse taal om te skei, to separate. So wanneer ek God twyfel in wat hy gebeloof het, skei ek myself van die vervulling van die belofte. Nie van God se kant nie, my kant, want hy wat twyfel, Jakobus 1:7, moet nie dink hy enigiets van God gaan kry, want die Bybel sê die gebed van die geloof
het baie krag. Hy wat glo, alle dinge is moontlik. God sê, ek is God. Is daar enigiets wat vir my onmoontlik is? Maar hy het gekies om nie sy vertroue en sy geloof in God te plaas. Hy het gekies om sy omstandighede, wat logies was, wat redenasies was, voor God te plaas as eerste. Jy sien, as Jesus nie eg was nie, dan was dit logies, want hy sy net 'n vorm godsdienst gewees is. Maar omdat God die ware God is, die lewende God, die almagtige God, alwetend, alsienend, almagtig, wat sê, vra my en ek sal jou antwoord. Roep my aan in uur van benou, ek sal jou antwoord en ondeurgrondelike dinge bewus maak, waarvan jy nie van bewus is nie. Maar die Bybel sê, die gebed van die geloof, jou gebed moet deurweek word, gemarineer word met geloof. Dis hoe jy God eer. Net soos ek en jy gebore was, ons kom uit, hulle stuit die string af, die naaltjiestring af. Maar vir 9 maande is ons op ons maag gekontakteer, sodat die kos kan deurgaan na ons toe, en alles wat nie moet, kan weer uitgaan. Maar in die natuur, hulle sny dit af, bind hom en dan val hy af. Maar wanneer jy uit God gebore is, deur genade, deur die geloof, is jy met 'n naalstring aan God, tot die dag hy jou kom haal, verbind, en dit is die naalstring van geloof in die woord van God. Niks verbind jou aan God behalwe geloof nie. Nie werke nie, nie goeie dade nie, nie godsdienstigheid nie. Geloof van God is wat jou aan hom heg. En wanneer ons begin ongelowig raak en twyfel, dan skei ons onsself van God. God sal ons nooit verlaat of vergewe nie, maar ons skei onsself in ons redenasie. Hoe nou? Hoe is dit moontlik? Dit is nie moontlik nie. What you give up on, God does not give up on. Wat jy vergeet, God onthou. Wanneer jy God afskryf, skryf hy weer vir jou 'n goeie CV. God is net eenmaal 'n merkwaardige God, 'n wonderlike God, en 'n uitstekende Pa. Hy is, sy woord is sy eer. Sy woord is sy eer. En weet jy wat doen ongeloof? I woke up early hours this morning, about 2:30, spending time with God. You know what he showed me, what unbelief is? He said, son, unbelief denies me from being God to the one who needs me. It denies God. Daarom sê Hebreërs 3 vers 12, pas op dat daar nie 'n bose hart in jou is van sonde, van ongeloof, wat jou laat veragte in God se genade. God haat ongeloof. Ongeloof sê, ek maak 'n besluit om nie te glo nie. Twyfel is, ek gaan op 'n wip plant. Is dit in my guns? Is dit nie? Is dit my guns? Nee, ek het genoeg gewip. Ek het my nou gewip vir God. Nou het ek opgegee op gebed. Ek is nou klaar met God. Waar sou ek en jy gewees het? As ons vergeet om elke dag in ons binnekamer alleen te gaan, waar God ons nooi. En ons gaan nie daar elke dag nie. Dink jy God wip hom vir ons? Waar sou het gewees het dat ons die Bybel lees, net omdat ons 'n nood het, pleks om die Bybel te lees, sodat die Bybel jou kan lees. Ons moet absoluut woord bewus word. Vat woord, en die woord vat jou. Hoe prakties? Drink net, papa. Jy drink tot 'n punt. Jy vat wyn tot 'n punt, dan vat die wyn vir jou. En as die wyn vir jou vat, jy kan 'n introvert wees, jy kan 1B wees, jy kan skeel wees, maar as aan musiek is, jy dans nie, dat nie as God is, hy kan nie glo wat jy hiervoor doen nie. So ongelooflik as wyn oorvat, hoe gaan jou spontaniteit, jou ywer, jou braafheid, Maar omdat ons nie in God wil bly en hy in ons, as ons nie sy woord wil bly en hy in ons, as ons die woord vat die woord ons nie. Ons kan net die kerk toe gaan 1 keer 'n week en dink, dis ons tyd. We need to trust God every second. As jy in my is en ek bly in jou, kan jy my enigiets vra. Maar jy vra my wat die woord sê, my woord is. Jy kan nie God vra wat nie sy wil is nie.
Ek's moeg van my vrou, heel daai tannie, she's walking like an Egyptian. Ek gaan nou agter daai tannie, daai jippe, nou sê ewe skil. Daar is nie 'n skrif wat jy kan vra wat jy wil hê. Die Bybel sê wat ook al jy om my pa vra in my naam. As jy ooreenkomstig die wil van God bid, sal God jou gee wat sy wil is. Gebed is nie om jou lewe vol te maak met sonde en goed wat God nie eer nie. You want him to answer your prayer? Jy doen wat hy vir jou sê. Dit is nie 'n las nie, dit is 'n voorreg. So het julle geweet dat as twee mense van die stam van Levi trou en hulle kan nie 'n kind kry nie, dan het die Jode tot vandag toe hierdie mentaliteit. Hulle is in God se afguns. Omdat God hulle gebede nie antwoord vir babatjie, is dit omdat daar fout met hulle is en 'n sekere sonde. Maar met Sagaria en Elisabeth was dit nie, want God sê, julle het onberispelik. Julle was onskuldig voor my. Julle het gewandel in my. Julle het my plesier. Are you understanding me? They had a very good CV from God. En nogtans kan ek en jy alles reg doen volgens die wet. Ons kan alles reg doen. En nog steeds kan die pop op die venstryk in ons lewe. Nog steeds kan goed verkeerd gaan. Nog steeds kan ons uit die bus uitval. Nog steeds kan ons God verwerp. Nog steeds kan ons wip. Verstaan jy die nodigheid? As jy in my is en my woord in jou, kan my enigiets vra, maar op die basis van sy woord. Kan ek een ding vir jou gou sê hierso? Is dat, en asseblief, moenie nou hardloop met nonsens nie. Hoor net wat ek sê. In die Bybel, wierook en gebed is altyd gekoppel. Nou, ek gaan nou hardloop en ek gaan nou koop hierso by Checkers in die Chinese shop, ek gaan nou koop hierdie rook. Ek koop hierdie goedjie. Dat is, wierook in die Bybel was God se idee, want dit was heilig en die betekenis is dat die wierook en die gebede gaan saam voor God. En hy kry 'n welwekende, en hy kry snif in die neus. Julle kyk vir my, kom ek sê dit vir jou. Psalm 141 vers 1 en 2. Dawid sê, Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebede wees soos wierook voor U aangesig opgaan. En die opheffing van my hande soos die aandoffer. Dan lees ons Openbaring 5 vers 8. En toe hy, wie is die hy so? Jesus Christus in die hemel. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met satier en goue skale vol wierook, wat die gebede van die heiliges is. Woo, it's beautiful. Openbaring 8 vers 3 en 4. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie wierook is aan hom gegee. Onthou, dis die gebede van ons op aarde. Oh, come on. En baie wierook is vir hom gegee. En dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor God se troon gelê. En dit het opgekom soos 'n welrekende reuk. Ek wil hê dat die gebed wat jy jare gelede nie meer bid nie, is nog steeds by God. Hy gaan nog steeds jou antwoord. Hy gaan nog steeds sy woord eer. En terwyl hy dit doen, moet ons in ons gebede sê, byvoorbeeld dankie, dat U nie kan lieg nie, dit sal so wees. En ons moet sy naam skoon hou. Ons moet sy karakter beskerm van onsself. Want twyfel ontken hom. Ongeloof spot hom. Ek moet klaarmaak, ek het net begin.
Hierdie 46 verse elke Sondag werk hier nou vir my. So hoe is die wierook van my en jou toepassing? 2 Korintiërs 2, 14 en 15. Maar God se dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei en wat vir ons 'n aangename geur van Christus tot God is. Het jy geweet dat jou lewe, jou lof, jou aanbidding, jou handel en jou wandel met jou gesin, met jou vrou en jou werk in opregtheid voor God, in deurskynendheid, jy's 'n welrekende, aangename reuk aan God. Waar dit begin? Ag, die vraag wat julle vra. Hierso in Genesis hoofstuk 8 staan daar dat God gee bevel aan Noag, wat beteken wat guns by God kry. Bou 'n ark, bou die ark en gaan dit na die tyd, dit word geparkeer op die berg Ararat. Nie Aramat, nie Ararat, né? En die Bybel sê, Noag kom af en hy bou 'n altaar. En dit is nou Genesis 9. En nêrens het God hom beveel om 'n altaar te bou nie. Hy bou een uit sy eie hart, met sy eie doel, om God te eer, dat hy sy huisgesin en 7 heilige diere en ander onrein diere gespaar is, en dat daar weer 'n begin gaan wees, nadat die vloed gekom het. Uit sy eie het hy 'n hartsbegeerte om 'n altaar te bou, en hy sit al die hout op, en hy vat 7 rein diere, let op, geen onrein. Hy vat 7 rein diere, sit op die altaar en hy bring, en dit gaan op. En dan was die eerste braaivleis. Julle boere moet nou woord vat, man. Jy is honger en jy loop in jou straat by en iemand braai net wors. Jou sappe kom deur jou neusgate uit. Jy kwyl. Jy kou jou binne. Het jy altyd gesien as jy honger is, nee? Jy kou jou binne wange. Daar's niks soos die reuk van 'n braai nie. Val as 'n lam op is hy. En dis hoekom Jesus vir sy Vader, die lam van God wat gesterf het, alhoewel hy sonde geword het, was hy vir sy Vader 'n welrekende offer. So reken jy met 'n lewe van toewyding aan God, om heilig te lewe, kan ook 'n absolute liggaam, die tempel van God, aan God toegewy, en alles wat jy dink en doen dit tot eer van God. Ons kan vir God pure plesier wees. Ons kan vir God ook goed wees. Maar dan moet ons op sy manier doen. En die Bybel sê dat die reuk gaan op, en ek hou van dit. God daarbo kry snif in die neus. En hy kry snif, en die Bybel sê, en onmiddellik besluit God in sy hart. So, wat God ruik, gaan reguit na sy hart toe. Wat dink jy was saam met daai offer van daai diere? Danksegging, waardering, lof, aanbidding aan God. Dankie dat U ons gespaar het. Dankie ons amper oor 'n jaar en 'n half in hierdie boot. Dankie dat dit nou verby is. Dankie dat die vloek verby is. En die Bybel sê toe God het reuk, 'n welrekende offer. Jou geloof, jou prys, jou aanbidding, jou erkenning aan God. Sê die Bybel, God het in sy hart besluit, nooit weer in ewigheid sal God weer die aarde vervloek met die water. Never. Ek wil hê jy moet meer in jou binnekamer gaan. Hoekom? Want God wag daar vir jou. Hy is daar vir jou arriveer. Hy sê God wat in jou geheim. Wel sy geheim, want jy is nog nie daar nie. Maar God is daar, hy is altyd daar. Lees die woord. Leef die woord. Gesels met jou familie, gesels met jou kinders van 2 jaar oud die woord. Kom ek noem gou iets vir jou. Daar's 'n man met die naam van Abraham en Sara. Ek moet nou baie vinnig gaan. Abraham en Sara. God kom na hulle toe en sê, luister julle 2 mooi mense. Abraham, jy gaan 'n vader wees van baie nasies. Ek gaan jou naam groot maak. Koning sal uit jou geslagte kom. En hy sê vir Sara, jy is welkom om saam te wees in hierdie wonderwerk. Dis net my woorde nou. But that's what God implied. Ek gaan die 2 van julle. Abraham is so reg soos 'n perd. Sara se fabriek is toe. Niks beweeg nie. Niks nie. Geen eie nie. Daar is nie meer as 'n eie nie. Dit is 'n gebakte eie, maar is nie 'n eie nie.
Dit is onmoontlik. Daar was nog geen seminasie in daai dae nie. Ek meen, sy was 'n ginekoloog se nagmerrie. Né? En hier sê, ek gaan dit vir julle doen. Joch, die tyd gaan verby en Sarah kan aan nie inhou nie. En sy bring die omstandighede na God toe, hoekom sy nou in haar kop 'n plan bewerk het, wat God se plan sal vervang. En sy sê vir Abraham, hey liefie, hierdie nuwe vrou wat nou vir my werk, hierdie Egiptenaar, sy werk, sy stap soos die Egyptian, wel ek weet nie hoe die hulle is nie, maar sy stap. En Abraham was so gepeneer met haar heupe. Elke man is. Ag, sit jy daar so heilig nou voor my. Hier stap die Egyptian. Walking like Egyptian. En Sarah, kan jy glo, pleks om God te vertrou dat die kind gaan kom. Sy maak 'n plan in haar kop. En sy sê, ek vervang jou plan met myne. Ek vervang jou geloof met my eie redenasie, my slimheid. Ek gaan in die kultuur, ek gaan haar laat moet, maar ek meen, Abraham gaan slaap met haar. 'n Man het nie sy uitnodiging nodig nie. Hy gaan net, soms sy vrou sê, vat haar. Ag, julle kyk vir my, asof julle, ek weet ons Kaap is agter in baie dinge, maar nie hier nie. En hulle probeer 'n wonderwerk uitwerk, op hulle manier, met hulle logika. En God gaan nie ons planne eer nie. Hy gaan dit nie doen nie. En nou, Abraham het nie meer saad nie. Nou al twee is opgefoos. Is dit not a swear word, eh? Dit klink so vir my, nee, as ek vir al dit vinnig gesê. Maar dit is 'n mooi woord. En die Bybel sê, en God kom na hulle toe. Die ou man is so 100. Hallo, sy bynaam is Century. Sy is 90, haar bynaam is nog nie daar nie. En God kom doen die onmoontlike. Net so. Hy sê, volgende jaar, hierdie tyd volgens die geboorte van 'n man, van 'n kind, jou vrou sal by. En Abraham val nie en lag. Hy lag, hy kan hom jou nou nie. En daai woord lag in Hebreëus beteken om God te spot. Sarah is in die tent, sy hoor sy gaan 'n babatjie en sy lag. En daai woord lag beteken sy het die spot gedryf met God. En God word nie minder God omdat ons twak met hom praat nie. Hy weet wie ons is. En Abraham sê, God sê Abraham, jou vrou het gelag. Sy sê van die ander tent af, ek het nie. Net dan, sê so dit. Die onheil wat jy van Haggai gebly het, daai onheil mag dit nou op jou wees. Sy het hom dan gesê, hy moet gaan. Nou blameer sy Abraham het gesê, vat hom. Vat haar. So die Bybel sê, en hulle kry 'n babatjie, en hulle noem hom Isak. Ek hou van God se sin van humor. Noem hom Isak. Isak beteken hy wat lag. Maar hierdie woord beteken van oorstelptheid van vreugde, om God te eer dat hy sy woord nagekom. Ons het meer nodig te lag in God se teenwoordigheid, want die blydskap van die Here is ons krag. Ek wil eindig. As daar nie 'n Sagaria was nie, was daar nie 'n Johannes die Doper nie. As daar nie 'n Johannes die Doper was nie, was daar nie Johannes die Doper wat sou uitgebasyn het. Die Messias is hier, want toe Jesus aankom en hy staan in die water, kyk, hy sê, kyk die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegvat. Hy het Jesus aangekondig, soos daar nie 'n Johannes was nie, was daar nie 'n aankondiging van die Messias nie. Kan jy sien dat God is 'n God van orde? Sy orde is absoluut perfek. En as daar nie 'n aankondiging was van die Messias, dan was al die voorgesêde profeseë van die Ou Testament nie meer kon het vervul word nie. En as al die profeseë nie kan vervul word, dan het Jesus nie al die profeseë vervul nie. En as Jesus nie al die profeseë vervul het nie, dan was ek en jy tot vandag toe nog in ons sonde, want God se
vir sy plan van saligheid en redding en verlossing sou in sy potjie gewees het. Ek en jy moet besef wat God vir jou sê as 'n pa, wat God sê vir jou as 'n ma, wat jy sê vir jou kind. Mense, jy kan dit vir generasies oordra. Ek wil jou vra vandag, what kind of legacy do you want to leave behind in your generations? What kind of legacy do you want to leave behind? Train the child up in the fear and the presence of God with the word of God. En as hy oud is, sal die pad nie byste raak nie. Sometimes die beste ding wat jy ooit vir 'n kind kan sê is nee. Ek moet ophou. Ek het nog 3 minute. Het julle iets gekry? Nee? O mense, moet asseblief nie. Kom ek sê vir jou in 2 minute. Hoe God die CV's van Abraham en Sarah oorgeskryf het, heeltemal anderste. Ek het gehuil toe ek dit van God kry. Abraham het hom nie geglo nie. Abraham het na sy vrou geluister. Yes, 'n man moet na sy vrou luister, maar luister eers na God. En dan praat later. Wanneer God jou belofte maak, asseblief. En my vrou het my hierdie insig gegee, voor ek opgekom het. And bless you, sweetheart. Rou vir ek sê vir die mense, al wat Sagaria moes gedink het, is, nou het jy gehoor wat God sê, nou voordat jy jou bek oopmaak, as jy jou mond oopmaak, dink 'n bietjie, as God het onthou het, hoef ek dit nie meer te vergeet nie. Hoe God dit gaan doen, weet ek nie, maar ek gaan nou myself weer by God plaas, onderdanigheid. Here, laat dit wees volgens wat U gesê het, wat U onthou. Just because you forget, doesn't mean God doesn't remember. En hy het sy logika voor geloof voor God gesit. As hy net 'n bietjie dit bepeins het en gedoen. En dan wil rond my sê, as daai belofte in hom net so 'n bietjie gemarineer het, so daar 'n ander smaak gekom het in sy taal. Is kos nie beter met 'n bietjie van 'n sous? Is vleis nie beter met 'n bietjie van 'n marinering? Ons moet ons marineer in die woord van God. Ons moet ons marineer in die liefde van God en die gehoorsaam. Are you understanding me? Ons moet deurtrek word met die woord van God. Nou kyk hoe skryf God vir Abraham sy CV oor. Dit is hy wat in die oë van die Here in wie hy geglo het. God wat dooies lewendig maak en dinge wat nie bestaan tot bestand bring deur sy woord. Nou, van Abraham. Toe daar geen meer hoop was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte. So sal jou nageslag wees. Al was hy 100 jaar oud en hy het dus besef dat sy liggaam reeds dood is. Wat kom jy agter? Hy het vir die tweede rond wat God hom 'n kans gee, nie meer die situasie en die he didn't bring the circumstances to God. Ek is 100 jaar oud. My vlees is net so baie dood is. Hy het geglo teen geloof. Hy het gehoop teen hoop. Hy het geloof gehad in God. Tweede keer, dank God. As jy hier sit vandag en jy het van God beloftes gehad vir dit en dit in jou lewe. Jy het hom gevra en hy het nog nie geantwoord nie. Gaan sê jy is jammer. Meer jammer is nie in die Bybel nie. Gaan bely jou sonde en sê vir Here, vergewe my dat ek U so stief behandel het. Vergewe my dat ek U getwyfel het. Here, sal jy asseblief die belofte wat U in U tyd in my lewe bring. En ek sê vir U byvoorbeeld dankie daarvoor. Ek prys U nou al op krediet. Ek prys U op krediet. En ek wil vir U sê, ek maak 'n keuse dat U 'n waarmaker van die woord is en U is 'n heilige, U is 'n veilige God en God sal dit vir jou gee. Hy het nie in ongeloof begin twyfel nie. Wat beteken twyfel? Om te skei. Geloof hou jou verbind aan God, verbind aan die belofte. Hy het nie getwyfel in die belofte van God, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God eer gegee. Nou kyk van Sarah, 11:11. Die het gesê, ek het nie gelag nie en vat die Egyptian, hallo, en mag die blaam op jou wees. Deur die geloof, nie meer omstandighede, nie meer jou kop, nie meer redenasie. Deur die geloof het Sarah ook krag ontvang.
Jy sien, as jy opgee op God se beloftes, op God se woord, jy verloor jou krag, dit merkel jou uit, man. Jy word soos 'n pruim, jy so droog. En Sarah, deur die geloof, het krag ontvang, om bevrug te word, op 90. En sy het oor haar leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy God getrou geag het, wat aan haar 'n belofte gemaak het. It's not difficult. Ek en jy kan van twyfel en van ongeloof ons rug draai, en nie meer God bespot, en nie meer van hom geskei word, en ons kan weer ons geloof in hom plaas. Hoe? Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor van God se woord. Get in the word, read the word, praat nou en dan met jou man oor die woord. En as jy nie verstaan nie, gaan vra Henry. Listen, ons moet tyd maak in ons huise, oor ons besighede, oor goed wat nie kom nie. Ja, maar Here, ek wag al 10 dae. Abraham waited 100 years and God still honored it. Niemand van ons het verskoning. Can I ask you, asseblief, sal julle 'n bietjie meer prakties in die gesin oor die woord praat? If you want to, I'll help you. In my huis, ons praat woord heeldag, al die tyd. Why? He's my everything. Ek dink aan hom al die tyd. Ek dink aan hom al die tyd. Hoekom? Want hy dink aan my al die tyd. Ons is die appel van sy oog. Ons is net in sy katarakkie. Ons is die appel van sy oog. Hy is ons nooit verlaat of vergewe nie. So kom ek eindig in gebed. Vader, ek dank U vir die woord vandag. Vergewe ons, vergewe my, dat vir jare het ek baie keer my verskonings, en ek het baie keer my situasie na U toe gebring, voordat ek U vertrou, voordat ek my knie voor U buig, voordat ek U 'n kans gee. Vergewe my vir my hardkoppigheid, vergewe my vir my arrogansie. Maar Here, dankie dat U elkeen se teleurstelling 'n goddelike bestelling kan maak. Ek dank U wat mense vergeet het van die beloftes, is U wakker nog steeds oor die woord. Ek vra, kom en laat daar geloof in mense se harte wakker word, om te sê, maar God is 'n man van sy woord. God kan nie lieg nie. Here, laat dit met my wees, volgens U woord. En sê vir hom, by voorbaat dankie, loof hom op krediet. En as jy daarin belangstel, I can maybe show you how to use a verse, a simple verse. Deel dit met jou. Jy sal verbaas wees wat kinders van 2, 4, 5 jou sal leer uit hulle onskuld. Pleks met jou kennis. So Here, ek vra, seën ons mense, seën ons land, seën al die kerke, dat die predikers sal hunker om die waarheid te preek, sonder om te skroom, sonder om verskoning te maak. Here, dogmatiek en al die leerstellings het geen krag, is mensgemaakte nonsens. Gee ons weer 'n liefde vir U woord. U woord, al vergaan die hemel en aarde, U woord sal altyd bly staan. Dankie vir die woord. Dankie dat die woord nie let, U woord is 'n persoon, Jesus Christus, en hy leef in ons. Ons is so naby aan die waarheid. Ons is so naby aan geloof. Ons is so naby aan 'n deurbraak, want Christus in my die hoop van heerlikheid. Ek vra, seën die mense, en mense wat vir jare wag, asseblief, sal U intree, sal U hulle weer hoop gee, dat U kan verheerlik word, dat mense weer kan trots wees oor U, want U is by voorbaat 'n uitstekende God en 'n goeie Pa. Dankie daarvoor. Amen. Dankie. Dankie dat julle ons seën. Dankie dat U ons seën finansiëel. Die Here seën jou. As enigeen gebed wil wees, hier is ons 'n man. Hier sê ek sal hier staan as jy wil kom. Bye bye.